Miskien klink dit, of mens dit moet sê, dat al afgesaag is, as een mens sê, dit is so voorrig om die evangelie te kan bedien, dit is so voorrig om vanoggend saam met julle te kan sê, die wat, ek kan bid saam met jou, dieselfde Christus Jesus. En dis ook wat by mekaar is, dis die eerste dag van die week, dis die opstandingsdag, Christus het die graf en die dood oorwin, en ek en jy kan deel daarin. Ek en Robbie kan het moeilik sien, so met die lig en waar sit in die volgende. Ek kan lang gesels hier in ons storie oor Vryburg mense en Vryburg daar as my werksveld gewees vir 41 jaar. En ek het aangekom in die vroeë jare 80's. Toe was die registrasienommers nog, jy kon eien waar kom die voertuig vandaan. En Vryburg was CCS. En ek was as 'n jong dominee geleer. Dit het gegaan oor die 3 groot families in die Vryburg omgewing. En ek en Robert het vir mekaar gesê, nie een van daardie families of die groot koninkryke bestaan vandag meer. Nie een nie. En dit klink negatief en ek het niks teen die families, dit gaan nie daaroor. Dit gaan oor ek en jy wat vanoggend hier is. En daar gaan vanoggend se boodskap juist dit beklemtoon. Ons het 'n ander rykdom. Ek en jy is op 'n ander manier so verskriklik geseënd. En dis my gebed vir hierdie geleentheid ook vanoggend, dat ek en jy daardie geseëndheid aanvat. En dit is ons wat geloof is. Geloof is hierdie vreeslike misterieuse ding. Geloof is om te sê, ek gee vir die water. Vat dit. As dit jou. En dis wat volgens ons boodskap ook wil ons sê. Jy is skatryk. Ek is skatryk in Christus. Ons het die nommerplate. Ons het 'n kruis op Golgotha. Maar daai in die vanoggend regtig deur jou gevat word. Ek gaan net so saam met die blaai, jy kan dit rustig by die huis met die gaan lees. In Romeine 5 sê Paulus, God het jou vrygespreek. Nie politieke party, God het jou vrygespreek. In vers 2 van Romeine 5 staan daar, jy en ek het vrye toegang tot God se genade. Ek het nie 'n klapkaart nodig of 'n winkelkaart nodig nie. Ek wys jy van spreuke kan ons sê, Jesus het die hek oopgegee. So die skape kan gaan by. Ek en jy het vrye toegang tot God se genade. So 'n bietjie verder praat hy oor die hoop wat ons het. In vers 8, God kom wys vir jou hoe lief hy vir jou. Christus het vir jou en vir my gesterf toe ons nog vyande was. Romeine 6 praat presies dieselfde taal. Romeine 8 wat ons vanoggend op gaan stil staan. Beklemtoon dit van ander kant af. God gee en gee en gee. En jy en ek kan dit maar net vat. En dan Romeine 8 wat ons net ook gaan lees, vers 38. Hiervan is ek oortuig, sê Paulus, geen dood of lewe, geen engele, geen bose magte of teenwoordige of toekomstige ding of kragte, hoogte of diepte of enigiets anders kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dit is my so voorreg om jou vanoggend te groet in die naam van hierdie Vader wat jou liefhet. Christus wat jou gesterf het en God die Gees wat in jou en my woon en werk. Miskien gaan jy my nou met snaakse oor kyk as ek vir jou sou vra, sou sê,
Wonder hoe ryk jy? Wonder hoe ryk jy? Baie keer as ek klaar gedraf of fiets gery, dan sê my vrou vir my, ek moet gou gaan stort. Dan weet ek, sê wie jy nou ryk jy. Hoe ryk jy in die lewe daar buite? Paulus skryf in 2 Korintiërs 2 en 3. Ek dank God. Want God vat my saam in sy triomftog. En dan die volgende 2 sinnetjies. In 2 Korintiërs 2 vers 15. Ek en jy is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. En die geur, daai reuk, daai klankie, bereik alle mense. Die wat gered word, sowel as die ons wat die pad duister geraak. Dus ek wil ook vra, ek wonder, hoe ruik ek en jy vir die mensdom daar buite? Is dit 'n lewensgeur wat mense red? Of is dit soos Paulus sê, 'n doodse reuk wat die dood bring? So daar kan ons meer gereeld vir mekaar vra. Wat ryk die wêreld by jou? Vergeet die hardwerk reuk, die sweet reuk. Dis menslik, ons almal ryk maar so. Maar wat ryk die wêreld regtig aan jou? En wat lees hulle op ons agterblaaie? Jare terug was ons in 'n sonde gewees, jou pot op 'n Sondag te koop. Wat sê jy nog die guts gehad het om die agterblad te lees? Paulus skryf in 2 Korintiërs 3, hy sê ek en jy is daai Sondag appel. Ek en jy is Christus se aanbevelingsbriewe aan die wêreld. Yes, nou weer daai simpel sinnetjie. Vir almal om te lees en te verstaan. Dan kry jy sommer so 'n koue rilling hier met hulle gelaat af. Want die ouens lees my elke dag, ook my agterblaai. Hulle lees en hulle verstaan. Voor hulle skud hulle kop en sê, ek verstaan nie hierdie nie. Want hy sê, is elke Sondag netjies gekleed, en sit daar in Jewelsig of in Bloemjewel of wat 'n kerkgebou ook al. Stap in die Bybel onder die arm. Maar kyk wat lees ek op die agterblad. Dan verstaan my nie. En dis heel my uitdaging, my broer, my suster, om vanoggend hier uit te stap. Ekskuus. En te weet, die wêreld ryk ons om elke hoek en draai. Die wêreld lees om elke hoek en draai, ook ons agterblaai. Nie net ons Sondagbladsy voor, ook my Maandagbladsy, my Dinsdag en my Saterdagbladsy. Hulle lees. Terwyl hulle my ryk, help ek party ons om tot lewe te kom. En ander ons sê, kan nie. Terwyl ek stap, lees hulle my. En hulle sê, ek verstaan. Of ek verstaan. Mag ons regtig hierdie week ingaan. En mag ons so gaan ryk. Kan nog nie sê so gaan stink nie, maar dit klink nog onkerklik om dit te sê. Mag ek en jy hierdie week so stink? So, maar dit doen my dit ook so. Dat die wêreld gered sal word. Dat hulle die regte goed gaan ry. En die regte goed
5:1 staan daar, ons bring na U, Here Jesus, al ons lof en dank en eer. Ek wil U met my hele lewe, en dan kan ek amper byvoeg, terwyl die mense my ruik en my lees, wil ek U eer. Ag Here, beheer my hart, beheer my lewe, beheer my opvleende gemoed, deur die Gees, en laat al my doen en late vir U vreugde wees. Dis so ons dankie sê vir die Here. Nie deur groot dankwoord, nie deur groot dinge te doen nie. Myne dankie sê kom uit en ons reuk en wat die mense van ons lees. Ek gaan 'n lied vir u voorlees. Dit gaan ons geloofsbelijdenis volgende wees. Kom ons staan en dan deel ons lied 452 met mekaar. Here, Hemelvader, U is liefdevol en U is vir my so genadig. U is my bron van volkome heil en seën. Here, hoor my stem, skenk my vergewing. Ek weet, net U kan ware hulp verleen. Here Jesus, U is my redder, U is my troue en goeie herder. U las is lig en U juk is sag. Jesus, U is sagmoedig en U lei vermoeides tot vrede en wysheid en geluk. Gees van God, U lei my, U help, vertroos en U bevry my. U self tree pleitend elke dag vir my. U lei my gebede en U gee vir my die vrede. U volbring die werk deur U begin. Amen. Kom ons blaai na Romeine 8. Ons gaan daar van vers 31 aflees. Romeine 8. Voordat ons lees, kom ons word stil voor U en ons vra vir hom, Here, dis U woord, dis U geleentheid, mag ons so stil word, dat ons ook U Gees in ons elkeen se lewe volgens sal hoor. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U, ook as bloemheuwel gelowig is, as U die enige God, die Vader wat vir ons lief het, Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, en die Heilige Gees wat in ons woon, in ons werk. Wat 'n voorreg om U op ons manier te ken en te verstaan. Wat 'n voorreg om met bedelaars hande te sê, die enige God, ek kan maar net vat wat U vir my gee. Dankie dat U vanoggend vir ons wil seën, elke een. Dankie dat ons in die woorde van Romeine 5 vrye toegang tot U genade het. Dankie dat ons keer op keer die woord kan hoor. U het ons vrygespreek. U het dit gedoen, dis afgehandel, dis klaar. Ek kan dit net vat en praat.
die Here dat ons vanoggend kan hoor dat ons inderdaad die rykste mense op hierdie aardbol is. Die grootste wenners is wat daar ooit was. Seën vir ons, Here, wat al die krapperigheid, al daai dinge wat ons irriteer, en sommer net ongelukkig maak, vat dit weg, asseblief. Gee nou vir my hart, oop is vir die evangelie van Christus Jesus. Asseblief, Here Jesus. Amen. U ken waarskynlik vir Romeine 8 uit die kop uit, vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge wat nou al tot hier gesê is? Dit, God is vir ons, God is vir jou. Wie kan dan teen jou wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met ons gee? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? Want God self spreek hulle dan vry. Wie kan ons veroordeel? Want Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterkant van God. En hy pleit vir ons. Wie kan vir jou en vir my van die liefde van Christus skei? Byvoorbeeld, lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan dan beskrywe, dis oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slaskape behandel word. Maar, in al die dinge, is ek en jy meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, geen lewe, geen engel, geen bose mag, geen teenswoordige of toekomstige ding, geen krag, geen hoogte of diepte, ensovoorts. Enigiets anders in die skepping, niks kan my van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons gaan dit so ver met mekaar saam lees. As so 'n klein dogtertjie op die televisie begin met 'n seentjie wat sê, daar is nie 'n bakkie nie. Dis dit? Ek hoor nie. Of jy gaan sê 'n vol. Almal ken dit. Dis nie 'n bakkie nie. Dis 'n Hilux. Bedoelende, daai persepsie het al so ons ingesak. Almal ken dit. Dis die omgewing waar ek en jy vandag leef. Prestasie en dan daarmee saam. Sulke slagspreuke en logos en embleme is deel van ons werk. Die slim sal sê, dis hoe ons geld maak. Want as hy brein voeldrank, gaan die ek en jy groot geword het. Hulle naam sou verkoop deesdae. Hoe nog dat geld in die wêreld is vir die woordjie Coke kan kom. Ek wonder. Want wat kan meer bekend wees as daai brand? Maar dit gaan nie net oor voertuie nie. Dit gaan nie net oor wat ons eet en drink nie. Dit gaan ook oor ons blyklik.
Ek is nou nog nie hier in Bloem, so ek weet nie of ek in die regte pol bly nie. Ek weet nie waar by die grandouers van Bloem nie. Ook Bloem heel is grandouers van die klein spaardouers. Maar as ek in die Kaap is, dan moet ek moes in Kaapsebaai bly. Klink het vir my. In Johannesburg het ek in Maalsklif bly. Jare terug op Pretoria waar ek geswat het, was Waterkloof die plek gewees. En daarom moet julle vir my net om sê, waar moet ek van doen om Neskrop? Ek loop vir 'n slag 'n bietjie mooi wees, asseblief die algemeen dame. Met motors, ons dieselfde. Ek moet daai Hilux ry. Ek moet daai kar ry in die ronde sterk voorop. Of daai ronde sirkel met die 4 kwart en die blou en die wit. Of die 4 sirkels wat so langs mekaar geplaas is. Want as ek omry, dan ry ek die regte kar. So sê ons op ons vir mekaar. Is ons kinders en kleinkinders, hulle soek ons 'n sekere soort selfoon. Ouma. Jy kan nie meer hy Nokia 1510 werk. Hy is so 'n bietjie oud. Jy moet nou vir opgradeer, jy moet 'n nuwe model kry. Is ons? Ek moet 'n iPhone of 'n Apple of 'n Peer of 'n ding kry, dan weet ek is nou reg. Klere dra dieselfde. Dan koop ek dit by die factory shop, daar waar dit goedkoop is. Ek moet 'n Billabong jas hê. Of 'n polisiebril. Of 'n Quicksilver, 'n Ray-Ban. Of 'n Nike. Waarom jy vir ons in Nike dekkies? Aanhou. Kom. Julle ry Hilux en wat jy Nike dekkies. Adrie. Nie Nike. Ons gaan nou by die klere eraf kom. My brein, kies nie ons, sê iets vir die wêreld daar buite. En ek wil vanoggend so 'n bietjie saam met die stil staan by die handelsmerk Nike. Ek as ek met Nike dink, ek kan nog nie bekostig hulle so met die. Ons het net die woordjie Nike gelees in die Bybel. Hier in Romeine 8 as ons stil staan. En julle ken mos Nike se embleem, wie ken hom daar? So die jong mense. Hoe reg net, nee. En wat is hulle logo? Just do it. Hy het my plek. Just do it. Hy kan hol. En die reg wat sê ek gaan wen. Romeine 8, en ek kom nou weer terug by daai teken. Romeine 8 vertel vir jou vir my iets van ons status as Christen. Kom sê vir ons iets van hoeveel ek en jy in Christus het. Romeine 8 vers 1 sê, en hoor nou maar net, jy en ek het geen veroordeling nie. Die volgende sinnetjie, ons het die lewe in Christus. Vers 2, ons het vrede met God. Die Gees van God, die vers 5, vers 6 woon in jou, in my. En dan wil ek sommer sê ensovoorts. Jy kan die res van lees. Ek en jy is skatryk in Christus. Op ons nommerplaat. Is daar nie 'n vermaak of 'n Willem of 'n Piet of 'n Koos of 'n Stryd of wat ek al aan sy kruis.
kruis sê iets van ons status. En ek wil verder gaan in Romeine 8. En nie net oor ons status praat nie, ek wil praat oor jou as 'n super wenner. En dan moet jy dit hoor. En ek hoop jy gaan hierdie brand vir jou koop. Nee, ek hoop jy gaan hierdie brand vir jou vat. En vanoggend se diens. In vers 37 skryf Paulus: in al hierdie dinge is ek en jy meer as oorwinnaars. Die Griekse woordjies is hyper, dan weet jy mos, as jy dan hyperaktief is, dan jy moet nou oor die meer. Ons is hyper, die kaal. Hyper, Nike, dis waar die Griekse, of die logo vanaand, dis waar Nike se woord gemaak. Ons is super wenners. Jy en ek is super Nike. Dis wat hier staan. Skatryk, maar ook superwenners. En die ou Grieke het hierdie ding verstaan. En hulle daar in hulle Olimpiese stadions het hulle geweet, daai ou wat wen, kry die laurierkrans. Hy of sy is Nike. En ons het dit nou gelees. Ons is vrygemaak, sê Romeine 8, sy eerste 13 verse. Ons is vry. Ek het niks meer wat my bind. Hier van vers 14 af sê hy, jy en ek is kinders van God. Daar is niks wat my bind nie. Ek is 'n kind van God. Hier van vers 18 af tot 25 sê hy, ons het 'n toekoms. Al breek die goed in ons land, al val alles uit mekaar uit, al voel ons die verkeerde partye is aan verbind. Weet hulle, ek en jy het 'n toekoms, sê Paulus. Hier van vers 26 af sê hy, ons het 'n gees. Nee, die gees van God staan ons by. Hy pleit vir ons. Hy tree vir ons in. En met dit in die agterkop, sê Paulus, luister na vers 31 en 32. Wat is ons gevolgtrekking? Wat maak ek nou hiervan? Dan gesit jy so 'n bietjie in 'n krap sy kop. En dan sê hy dit. God is vir jou. Wie kan teen jou wees? God het sy eie seun vir jou gegee. Hy het hom nie gespaar nie. Hy het hom gegee sodat elke enkele siel hier in Bloemfontein gered kan word. Elkeen wat klop, God maak vir hom. Elkeen wat smeek en vra, God gee. Vir bedelaars onder. Hy wil ons almal omheen. Dis Paulus se betoog hier in Romeine 8. Hy kom sê vir jou en vir my, ons is skatryk. Ons het alles. Ons het 'n God wat vir ons is. Ons het 'n God wat wil hê dat alle mense gered word. Nou weet jy verjaar van vandag. Ek hoef jou werk vir julle, ek weet nie of julle WhatsApp groep in die gemeente het. Gaan soek 'n bietjie
Jeff en Johnny Eider, AGAR. Dis 'n video, jy kan hom maar self aansoek. Het gaan oor 'n pa en 'n seun. Het gaan oor die seun wat cerebraal gestem is. Sy oorleef kan nie. Wat doen die pa? Dis 'n hele seun dink ek. Die pa sê, seun, ons gaan Eastermond. Nie die sprint of die halwe ene. Ek en jy gaan Eastermond. En wat doen die pa? Hy oefen klip. Hy gee homself resloos. Hy swem in 3,8 kilometer. En hy sleep die kanoe waarin sy seun Johnny sit. Vir 3,8 kilometer swem hy. As hy seun kom. Dan kom die fietsry. 180 kilometer. En sit hom agter in die halfbike. En dan gaat hy. En dan sal hy nog 42 kilometer hardloop. En baie sy seun Johnny en so stoot kry die en hy hoor 42 kilometer hier. 41,8 kilometer hoor. So ver van die eindstreep af. Stop die pa. Tel sy seun uit. En sy kom nie. Laat sy dit. Die seun maak klaar. So met sy lyf wat nie kan nie. En die ander kant is, toe greep die pa, want sy seun het gered. Hy het nie gehol of geskreeuw. Hy het klaar gemaak. Hy het gered. Dis presies wat hier gebeur is. Daar is geen manier dat ek en jy kan klim tot in die hemel. Sien nie. Ek is te ellendig daar. Ek stem verkeerd. En my agterblad is nie netjies genoeg. En Christus sê, ons sal die Eastermond doen. Ons gaan Golgotha. En gaan lees 'n bietjie Romeine 6. En kyk 'n bietjie hoeveel keer kom die woordjie saam daarin na vore. Paulus vra, weet julle mos nie, julle wat gedoop is. Weet julle nie dat julle saam met Christus gesterf het? Hy sê, weet julle nie dat julle saam met hom uit die dood opgewek is? En dat hy julle saamvat en julle laat sit aan die regterkant van die Vader. Weet julle nie? Jeff het sy seun saam met hom gevat op die see. Het hom saam gestoot. Het hom saam met hom laat fietsry. Het hom laat wen. Het hom laat klaarmaak. Dis hoekom Paulus sê mense, en hy noem hierdie klomp. Hy sê te midde van al hierdie chaos, is ek en jy super wenners. Hy sê, wat is ons gevolgtrekking? Christus is vir jou. Hy sê die lewe vir jou gegee. In vers 33, dis God wat jou vryspreek.
Kyk na die laaste sinnetjie van vers 34. Jesus sit aan die regterkant van God. En wat doen hy? Hy pleit vir jou en vir my. Nie sekundig nie. Die ou is dop met die verkyker, wat doen nou? Kyk hoe lyk sy agterblad. Hy pleit. Vader, sê hy, ek het vir haar ou gesterf op hom. Ek het my lewe vir hom vir haar gegee. Die spreek hulle vry. As jy goed nou gehoor het, dan kan ons skei van hierdie liefde van God. As ek ly, as ek benoud is, as ek vervolg word, as ek honger is, vanaand of gevaar of swaar beleef, wat kan my skei? Hier by vers 38, dood, lewe, engele, bose magte, teenwoordige, toekomstige dinge, kragte, niks kan my van God se liefde skei. Want ek is saam met Christus in gebed. Hy het die wedloop voltooi. Hy het aan hy kruis uitgeroep, Vader, dis volbring. En die wenstreep oorgesteek. As jy telkens in Johannes hierdie brood is my liggaam. Dis vir julle afgehandel klaar. Dis die rede hoekom Paulus kan sê in vers 37, en al die dinge is ons hyper Nikao, meer as oorwinnaars, super wenners. Mike sê, just do it. En hulle gee daai reg. Miskien moet ons vir mekaar sê, just believe it. En kruis dan sit. Vat dit nie. Hierdie kruis is nie te koop nie. Geen geld. Kan hom koop. Dan sal Coke se brand baie duur wees. Maar te prys. Jy kan hom koop. Hierdie ding kan nie gekoop word. Dit het Jesus se lewe gekos. En vir jou volgende uitdaging, wil jy dit nie vat nie? Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 2. As ek het Christus aan julle verkondig, as julle aan enige iets anders vashou, dan het julle te vergeefs tot geloof kom. Ek en jy net hierdie Mike, die Nikao, met die kruis. En al wat ek en jy moet doen, ons moet dit vat. Paulus skryf in Romeine 10 oor sy Joodse maaities. Hy sê hier in vers 2 en 3 van Romeine 10. Hy sê
sê, broers, ek kan dan een ding van julle manne sê. Julle is vol ywer vir God. Wat? Julle kan woel en werk. En sê, maar julle is sonder die regte insig. En dan kom hierdie dodelike vers. Romeine 10 vers 3. Julle het julle nie gestuur aan die manier waarop God mense vrystel. Julle wil dit op julle eie manier verkry. Ons weet ook sê, Christus is die eindpunt. Hy is alles. Sodat elkeen wat glo, elkeen wat omvat, word vry. Elkeen wat omvat, is nie my nie. Super my. Hyper nie kabel. Dit is hoe my gebed volgende broer, my sister het. Ek het my ergens in die loop van die dag daar was een night in die lewe gaan skryf. Ek het gevat. Dan vat ek vanaf die 1000ste keer. Ek sê die kruis daarby. Dis ons manier van kruis. Dis wat God vir jou en my wil gee. Skatryk. Superwenners in Christus Jesus. Just believe it. Vat het. Glo het. Christus het jou saamgevat. Want sy triomf toch na die kruis. Daarom kan ek hierdie week uitgaan. Ek kan lekker afstand van genade en van oorvloed en van die rykdom wat ek het in Christus Jesus. Here Jesus, ek my in die kanoe gelaai en gesleep deur jou sondige wêreld. Het my op die fiets gelaai. Nie die trapwerk gedoen. Wild op en wild af, deur al die gevare. Nie voorgevat, ek kon dit saam gaan. En uiteindelik die hartlikskof het in my op my hande gedra. Die wou nie hê ek moet val nie. Die wou nie hê ek moet sukkel nie. En nie gehad het tot die wenstreep. Maar my Golgotha het Getsemane. En het uitgeroep, dis volbring. Dis klaar. Ons het gewen. Maar het jy nie deelgeneem? Ek het dit namens jou gedoen. Jy kan nou leef. Here, help my in hierdie week om as 'n superwenner te leef. Help in hierdie week, Here, om my rykdom in Christus uit te straal. Dankie dat ek kan weet, niks kan my van U losmaak. Want U het ook my lewensanker, sê Hebreërs 6. Onlosmaaklik vasgemaak. Nie waar nie. Met die voete van my Vader. Niemand kan dit losmaak. Dankie Jesus vir U genade. Dankie dat U vir my pleit. Heilige Gees, dankie dat U saam met my gees getuig. Dat ek kind van God is. Vader,
Dankie dat U vir my die weglooppunt gewag het. En my soos 'n eregas van U ontvang. Dankie dat ek supernyk in Christus is. Amen. Ek kan as kind onthou, as ons by die seun gekom, as ek bly, dan was die kerk by, dan kan ek huis toe gaan. Noemies koop kan ons gaan. Moeder eet en al die goed wat lekker is. Gelukkig word die mense van so kleintjie groot in huis te lewe. En dan besef ou, maar eintlik is die seun goed in die einde die hoogtepunt van die Here is. Dis die Kersfeesboek. Want in volgens die taal kom sê die Here vir sy mic-atleet. Ek het julle nie net op die podium vertel. Ek stap op hierdie week saam met julle. So hoor, wat sê die Here God vir jou as 'n superwenner, as 'n super-like-atleet. Die Here sê, hy is die God van hemel en aarde. En hy is voor jou, om ook in hierdie week die weg vir jou gelyk te maak. God is van vandag tot Saterdag aan toe langs jou, om jou in sy arms toe te vul. Hy is elke dag van die week agter jou, om die aanval van die bose af te weer. Hy is heeltyd onder jou, om jou te dra, as jy so struikel. Hy is rondom jou, om jou te beskerm, bokant jou te lei, en te beskerm, en te sien. Liefdes, so sien die Here, die enige God vir elkeen van ons, vandag en môre, totdat hy weer op die wolk